Hierdie is ernstige oomblikke. Ek wil u vra, kom ons bly bidend. Kom ons vat vas vanmôre. Kom ons bly in aanbidding terwyl sy hierdie woord gaan bedien. Handelinge 16 vanaf vers 16 tot 34. En terwyl ons op pad was na die bidplek om 'n slaapwin met waarskynende gees ons teer, wat vir haar eienaars deur baie waarskynende groot wins ingebring het. Sy het Paulus en ons gevolg en geskree en gesê: hierdie
die Allerhoogste en hulle verkondig aan julle die weg van verlossing. En dit het sy baie dae lank gedoen, maar baie ontevrede daaroor het Paulus hom omgedraai en vir die Gees gesê: Ek beveel jou in die naam van Jesus Christus om uit daaruit te gaan, en hy het op dieselfde oomblik uitgegaan. En toe haar dienaars sien dat die hoop van hulle wins weg was, het hulle Paulus en Silas gegryp en hulle aan die mark voor die owerhede gesleep. En hulle voor die regters gebring en gesê: Hierdie manne bring ons stad in opskudding omdat hulle Jode is. Vers 21. En hulle verkondig sedes wat vir ons nie geoorloof is nie, om aan te neem nie, om te volg nie, omdat ons Romeine is. En die skare het saam teen hulle opgestaan, en die regters het hulle klere laat afskeer, en bevel gegee om hulle met die stokke te slaan. En toe hulle in baie slae gegee het, het hulle in die gevangenisse gewerk, en die tronkbewaarder bevel gegee om hulle sorgvuldig te bewaak. Vers 24. Hy het toe, omdat hy so 'n bevel ontvang het, hulle in die binneste gevangene gewerk, en hulle voete in 'n blok vasgemaak. Vers 25. En omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en loflied tot eer van God gesing. En die gevangenisse het na hulle geluister. En skielik kom daar 'n groot aardbewing, soos die fondamente van die gevangene geskud het, en onmiddellik het die deure oopgegaan en die boeie het van almal losgeraak. Vers 27. En die tronkbewaarder het wakker geword. En toe hy sien dat die deure van die gevangenisse oop was, het hy 'n swaard getrek en wou homself om die lewe bring, in die mening dat die gevangenes ontvlug het. Maar Paulus het met 'n groot stem geroep en gesê: Moenie jouself kwaad aandoen nie, want ons is almal hier. En toe hy lig gevra het, spring hy na binne en val bewend voor Paulus en Silas neer. En hy het hulle na buite gebring en gesê: Meneer, wat moet ek doen om gered te word? Toe sê hulle: Glo in die Here Jesus Christus, en jy en jou huisgesin. En hulle het aan hom die woord van die Here verkondig, en aan almal wat in die huis was. En in dieselfde uur van die dag het hy hulle geneem en hulle wonde gewas, en hy is onmiddellik gedoop, hy en sy mense. Vers 34. Toe bring hy hulle in die huis en sit hulle 'n maaltyd voor. En hy het hom verheug met sy hele huisgesin, dat hy tot die geloof in God gekom het. Jy mag maar jou sitplek neem. Ek gaan weer vers 25 en 26 lees. En omtrent middernag het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing, en die gevangenisse het na hulle geluister. En skielik kom daar 'n aardbewing, sodat die fondamente van die gevangenisse geskit het, en onmiddellik het die deure oopgegaan en die boeie het afgeval. Jy sien, net soos Paulus en Silas het die lewe ons in 'n gevangene ingegooi. En dit het ons ingewerk. Party mense sit in 'n gevangene van siekte, party in stres, party in die omstandighede van die gedagte dat jy nie meer wil aangaan nie, dat jy nie meer die krag het om aan te gaan nie, en dit het jou gevangene geword. Party sit in 'n huwelik vasgevang, wat net soos 'n gevangene geraak het, waar jy nie die vryheid het om God te dien nie, waar jy sit vasgevang en dit het jou gevangene geword. Jy sit in boeie, jy het 'n blok vas aan jou en jy sleep dit saam met jou. Jy het te vergemaklik geraak in hierdie sel, in hierdie tronk van jou omstandighede, vasgeboei. Jy sê dalk God is stil, maar lees weer vers 25, en onmiddellik het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing. En wie het geluister? Die gevangene het geluister. Amen. Hulle was in die gevangenis gegooi, maar hulle omstandighede het hulle nie ondergekry, hulle het nie opgegee nie. Want hulle het geweet dat hulle nie hulle omstandighede is nie. En geweet wie hulle God is.
Verbeel jou vir 'n oomblik in hulle situasie. Vasgeboei. Nie net hulle hande nie, maar hulle voete, maar hulle kan nie opstaan en God loof en prys nie. Hulle kan nie hulle kan nie rondloop nie, maar dit wat hulle het hulle gebruik in die gevangenisse. En toe daar stilte was, toe begin hulle die einste ding wat hulle geboei en gevangene gehou het. En in die stilte, toe begin hulle die boeie gebruik as tamboeryne en hulle begin God te loof en te prys met die einste ding wat hulle vaspen. Jy sien, ons het te gemaklik geraak in hierdie sel en ons het dit gebruik as 'n verskoning. En nou sit ons met die gevangene van ons eie gedagtes, ons situasies. Hoe verwag jy 'n veranderde lewe wanneer jy nie wil verander nie? Hoe verwag jy God moet beweeg as jy nie wil beweeg nie? God kan nie beweeg as jy nie begin beweeg nie. Prys jouself uit jou situasie. Ek gaan dit weer sê. Prys jouself uit jou situasie. Gebruik die boeie, of dit nou siekte is, of dit bekommernis is, of die stres van môre, maar die einste ding wat jou boei, begin dit gebruik en God te prys. Maar jy sê God is stil. Jy's reg, God is stil. Want as jy nie beweeg nie, gaan hy nie beweeg nie. Sê saam met my, God moves with the movers. Ek wil hê jy moet hierdie banner lees, en jy moet dit memorize, en jy moet dit joune maak. God always works with the workers, and moves with the movers, but he does not sit with the sitters. Ek wil hê jy moet sommer 'n foto neem, en elke dag vir jou sê, moet jy dit vir jouself lees. God always works with the workers. And he moves with the movers, but he does not sit with the sitters. God kan nie beweeg as jy nie beweeg nie. Sê dit nog een keer saam met my. God moves with the movers. God moves with the movers. Ja, dit kan beter. Julle klink rarig of julle in boeie vas is. Sukkel julle as julle stemme vas in die boeie of wat? Ja, dit is losmaak. Jy weet, hulle dalk mense langs hulle gehad in die selle wat, toe hulle begin God prys, het die mense wat saam met hulle gevangen was langsam, dat hulle dalk gespot, hulle dalk uitgelag. Ag, wat gaan dit help? Julle is in die tronk, julle God kan julle nie help nie. Hulle sit nie. Jy sien, vir die wêreld lyk ons dalk mal. Maar daar's 'n naam, en wanneer ons hierdie naam aanroep, kan boeie afval, mense kan los word, siekes kan genees word. In the mighty name of Jesus, al wat ons nodig het is die naam van Jesus Christus, en die boeie sal afval, in enige omstandighede, in enige leefwyse, in enige challenge wat jy face. God kan die boeie laat afkom, maar daai eerste lê by jou, begin net beweeg. When the praises go up, the glory comes down. Ja. Terwyl in die gevangenis sit, kom Paulus en Silas net so al gesê het, ons is nou maar hier, laat ons nou maar die beste hiervan maak, en die negativiteit, hulle kon dat die duiwel in hulle kop gekom het, en hulle negatief gemaak het. Maar jy weet wat, as Paulus ingegee het meeste van die boeke in die Bybel, was dit nie geskryf nie. Hoekom? Tessalonisense sou nie geskryf gewees het nie. Korintiërs, Romeine, Galileërs, Kolossense, Timoteus, Titus. Dit sou nie geskryf gewees het nie. Hoekom? Want Filippense 4:13 sê, ek is tot alles in staat deur Jesus Christus wat my die krag gee. Romeine 10:17 sê, geloof is deur die gehoor, geloof is deur die woord en die woord is deur wat? Rabashidarabamondorie. Hierdie goed. Oh Lord Jesus. Geloof is deur die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. Jy sê God is stil, maar jy maak nie jou Bybel oop nie. Geloof is deur die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. Hoe gaan jy God hoor
praat as jy nie jou Bybel oopmaak nie. Geloof is deur die gehoor en die gehoor deur die woord van God. Dan sê Romeine 12 verder, dit verklaar ons is een liggaam met Christus Jesus. En so kan ek die skrifte uithaal wat Paulus geskryf het. 1 Korintiërs 4 vers 20 sê, die koninkryk van God bestaan nie in woorde nie, maar in krag. Jou woorde het skepingskrag. Sê dit, my woorde het skepingskrag. 1 Korintiërs 12 praat van die gawes. En as ons nooit die gawes ontdek het nie, het ons nooit geweet waartoe ons in staat is in Christus Jesus nie. 1 Korintiërs 6 vers 12 sê die volgende, ek sal my nie deur iets laat oorheers nie. Dan gaan ek verder na vers 17 toe en dit sê, wie die Here aanhang, is een gees met hom. Verstaan jy nou, dat as die duiwel in sy kop gekom het, waarop sou ons uitgemis het? 1 Korintiërs 6 vers 23 sê, julle is duur gekoop. Moenie slawe van mense word nie. In ander woorde, moenie 'n slaaf van jou omstandighede word nie. 2 Korintiërs 5 vers 1 verklaar, ons is 'n gebou van God. In ander woorde, he tabernacles in us. He moves with us. Efesiërs 4 vers 27 sê, gee geen plek aan die duiwel nie. Ek gaan dit weer sê, gee geen plek aan die duiwel nie. Nou, hoekom sit jy in die omstandighede? Ek is siek, nee, ek kan nie vandag kerk toe gaan nie. Ek kan nie dit doen nie, want ek is siek. Ek kan nie dit doen nie. Te veel verskonings. Jy sê dit, gee aan die duiwel geen plek nie. En so kan ek aangaan en ek kan nog skrifte uithaal, maar ek skep vir jou 'n prentjie. Wat sou gebeur as die duiwel in sy kop gekom het? So moet nie toelaat dat hy in jou kop kom. Jy moet nie toelaat dat jou omstandighede jou negatief maak en jou boei nie. Gebruik jou situasie en prys God met die einste ding wat jou vasbring. Jou woorde het krag, gebruik dit wys. Jou woorde skep jy jou lewe of jy verdoem dit. Sê dit. Amen. Soos jy spreek, so sal dit wees, sleg of goed. Jy raak keuse vandag. Hy wat met verwoesting saai, sal met verwoesting maai. Die saad wat jy saai, is die vrug wat jy sal eet. Begin God te prys in jou omstandighede. Noem die einste ding wat jou boei en gebruik dit as 'n instrument. Here, ek is siek, maar ek sal U loof en prys. Ek vertrou Here vir die genesende krag, Here. Maak nie saak hoe ek voel nie, Here, maar ek gaan opstaan en ek gaan die einste ding wat my terughou, gaan ek gebruik as 'n tamboerijn om U te loof, om U te prys, Here. Here, my omstandighede is nie lekker nie, maar ek gaan U loof daarmee, Here. Ek gaan uitroep, Here, en ek gaan lewe spreek, Here. En ek gaan dit glo, want God wil jou verlos, hy wil jou genees, hy wil jou omstandighede verander, maar jy moet vandag wat keuse maak, gaan jy sit of gaan jy beweeg? Om Sondag na Sondag in die kerk te sit en net te hoop dat iets moet gebeur en iets gaan verander, dit gaan nie, want God gaan beweeg as jy gaan beweeg. Dit wat jy insit, is dit wat jy gaan uitkry. Dit moet 'n leefstyl wees, 'n gesonde gees, huisves 'n gesonde liggaam. Ja. Wat gaan jy doen met dit wat jy vandag hier gekry het? Ja, mense se woorde maak seer, mense se woorde label ons. Maar dan kan ons opstaan en ons kan daai label voor God gaan neerlê en sê, Here, ek gee dit vir U, want U sê, ek is meer as 'n oorwinnaar in U, Here. Spreek lewe oor jouself, oor jou omstandighede, oor jou familie, oor jou situasies. Daar is woed as krag in jou woorde. As die woord van God so sê, wie is ons om daarteen te stry? Jy het die autoriteit om te bid. Jy het die autoriteit om siekte te bestraf. Jy het die autoriteit om te bid dat daar 'n aardbewing in jou binnekamer
jy af wat die Here op my hart gelê het en nou los ek dit by jou om dit verder te vat. Turn it around for His glory. Jy kan jy dalk omsingel met mense wat negatief is, wat negativiteit oor jou uitspreek. Maar nou wil ek jy moet daai negativiteit vat and turn it around for His glory. Maar gebruik jou woorde en begin God te prys. Sal deure kan oopgaan, nie omdat ek so sê nie, maar in die naam van Jesus Christus. As in jy sy naam roep, kan die seldeure oopgaan. Jy is meer as 'n oorwinnaar in Christus Jesus. Ek gaan teruggaan en ek gaan hierdie vers weer 'n keer lees. En onmiddellik, en omtrent middernag, het Paulus en Silas gebid en lofliedere tot eer van God gesing en die gevangenisse het na hulle geluister. Jy sien mense om hulle het na hulle geluister. Wanneer mense na ons kyk, hulle kyk nie net na ons nie, hulle luister na wat uit ons mond uitkom. Ja, amen. Gebruik jou woorde reg om God te prys. Ek wil hê jy moet op jou voete doen en ek wil hê ons moet net 'n manifestasie doen in die gees. Ek wil hê jy moet op jou voete staan op hierdie oomblik. En nou wil ek hê, dit waarmee jy worstel, dit wat jou vashou, of dit nou jou gedagtes is, mense om jou omstandighede, siektes, wat ook al die situasie is. Ek wil hê jy moet daai boeie voor God oplig en hom begin prys met die einste ding wat jou terughou, sodat hy jou kan verlos. Net daar waar jy is, kom in aanbidding en begin met die Here te loof en te prys. Halleluja. Hou jou boeie op en begin om te prys. Here. Here, ons kom voor U vanoggend, Here, in die naam van Jesus Christus, Here. En ons kom lig hierdie boeie op, Here. Die einste boeie, Here, wat ons vashou, wat ons verhinder om by U uit te kom, om by ons volle potensiaal uit te kom in U, Here. Here, ons kom lig hierdie boeie op, Here, en ons bid ons vry, Here, in die naam van Jesus Christus. Net al waar jy staan, praat jou hande op te lig en God te prys en op hierdie, laat ons bid, sodat die boeie kan afval, boeie van bekommernis, boeie wat jou bind, in the mighty name of Jesus, I pray, Lord, set everybody free, Lord, free from the thoughts that they are not good enough, Lord, free from sickness, Lord, in the mighty name of Jesus. I speak life over every person in this building, Lord, in the mighty name of Jesus. Lord, I speak life over marriages this morning, in the mighty name of Jesus. I speak life over family, Lord, in the mighty name of Jesus. Lord, we praise you. We give you the honor and the glory this morning, Lord Jesus. Lord, set people free. Set them free this morning in the mighty name of Jesus, Lord. There's too much preaching and too little prayer, Lord. And this morning, Lord, I want to pray over each and every person in this building, Lord. I want to speak life over them, Lord, in Jesus' mighty name. Let your spirit touch, Lord. Oh, there's a desire to be full with the Holy Spirit, but it can only happen when you leave your burdens at the feet of Jesus. We praise you this morning, Lord, and as we enter, we shall not go out, Lord, in the mighty name of Jesus. Touch every heart, Lord, in the mighty name of Jesus. Beharde harten, Here, en vul dit, Here, met 'n hart vol van die woord, vol van die krag, vol van die Heilige Gees, Here, in the mighty name of Jesus. We praise you, Lord. We give you all the honor, Lord, and we want to move with you, Lord. And this morning we are going to take the first step and say, God, move with the movers, and we want to move with you, Lord. Take us out of our seats and set us ablaze, Lord, in the mighty name of Jesus. Thank you, Jesus. Jesus.
val wanneer jy begin beweeg. Dinge kan net verander wanneer jy verander. God ontmoet jou op die vlak van jou verwagting. Wat is jou verwagting vanoggend? Het jy gekom met een? Ja. Nou lig dit voor die Here. Kom maar. Let all God's people praise the Lord. Filippense 4 vers 4. Wie kan dit quoteer? Verbly jou in die Here, ek herhaal. Verbly jou in die Here. Filippense was geskrywe in gevangenskap. En hy sit in die gevangenis en hy sê, verbly jou in die Here. Verbly jou in die Here. God is nie klaar nie. My vroukie, bly net hier voor. Ek is so bly jy is myne. Luister mooi. Verbly jou nie. Ek bly met verstaan. Hierdie bediening is nie 'n konsert nie. Ons is met 'n twee-rigting kommunikasie besig. God wil hê jy moet beweeg. God kan alleen vir jou iets doen as jy daai eerste tree gee. Dit was in die Bybel. Dit was die Oujaarsdag van 1997 in Palamorwa. Toe ek 'n moeder sien staan, hoe sy letterlik haar hare uit haar kop uitblik van hysterie. Ek het hierdie mense geken, hulle het by my aanbid. En hoe sy hysteries die hare uit haar kop uitblik. Toe so 'n neutjie van 2 jaar oud in die swembad beland het. Paar minute later staan ek in die ongevalle afdeling terwyl die dokters probeer om haar by te bring. En 'n paar minute later, toe staan ek en kyk hoe die pappa hierdie kind sit armpies om sy nek sit en speek. Simonai, gee my nog net een drukkie asseblief. Was hy's weg. Ek wil jy moet vanmôre weet. Dinge gaan nie makliker word nie. Ek wil jy moet vanmôre weet dat hierdie boek is geskryf en gegee. As 'n tweesnydende swaard wanneer my vrou preek, wanneer ek preek, Dr. J.J. Buchel preek, dat dit sny ons eerste, dan sny dit jou. Ek wil jy moet vanmôre weet, dat voordat jy dalk iemand smeek om nog net een keer hulle arms om jou nek te sit, nog net een keer smeek en sê, Here, gee my net daai een kans om dit reg te maak, en hulle jou in daai yskoue laai toestoot in die lyfshuis, en dis verby. Hy wil vanmôre vir jou verklaar, jy kan nie terugkom nie. Dis verby vir ewig. Die oomblik wanneer jy jou asem uitblaas, hierdie ewigheid ingeslinger word, dan is dit verby. Is verby. Die oomblik wanneer jy jou asem uitblaas, sal jy weet waar jy jou oë oopmaak en jou bevind. Nee, hel is no joke, maar vanmôre kom hier 'n boodskap uit. God gee ons 'n kans vanmôre. En ek wil so ver gaan om te sê, God is besig om vir mense laaste kans te gee, want genade, broertjie, het 'n vervaldatum. Genade het 'n vervaldatum. As jy jou asem uitblaas, is jou genade verby, dat jy dit nie gebruik het nie. Moenie wag op 'n sterfbed nie. Moenie uitstel en dan hom afstel. Moenie jou hart verhard nie. God klop vanmôre by mense se harte en hy spreek en hy sê, asseblief, jy dit doen my goue guns, sit weg jou foto. God klop by mense se harte vanmôre. Jou vlees mag vanmôre in die pad staan, jou boeie mag vanmôre in die pad staan. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, hier is mense wat genesing nodig het, fisies en geestelik. Hier is mense wat vanmôre verlossing en redding dringend nodig het. Ek staan by 'n kerk en ek spreek 'n man, asseblief broer, moenie jou familie langer kry te nie, gee jou hart vir die Here, ek spreek jou. Terwyl ek met hom praat, so voor die hele gehoor sê, ek wil niks met jou God te doen hê nie. Ek wil my lewe geniet, ek wil op my lewe geniet.
Suster Irene, die diens het uitgekom. 'n paar minute later te sterf in 'n karongeluk sonder God. Die ewigheid ingeslinger sonder God. Moenie vanmôre jammer vir jouself wees in 'n naaiboeie sit. Man, ons is geroep, ons is gered, ons is gewas in sy bloed, ons is verlos om uit van 'n oorwinningspunt 'n lewe van oorwinning te lei en te lewe. Ons het almal uitdagings, ons het die verskil, dit gaan my nie onderkry, om die een te loop met 'n prys wat my gered het nie. Hy het my boeie afhaal. Ons was 'n boeie, Shelly. Ons was 'n boeie. Maar die oomblik ons besluit, ons gaan nie die Here dien nie, maar ons dien die Here. Die oomblik ons daai boeie begin gebruik, toe val dit van ons hande af, soos wat ons God begin prys. Maar jou vlees, hou jou vas vanmôre. Want jou vlees wil nie die Here dien nie. Jou vlees wil nog nie lekker na jou van die lewe hê. Ons hardloop agter aardse gemors aan. Ons hardloop agter alles aan wat die duiwel vir ons dek op die tafels. Maar ek wil jou waarsku vanmôre. Moenie voor God staan en sê, ek het nie geweet nie. Vanmôre, terwyl hy sy bedien, te sien ek hoe sit mense in die gevangenis. En hulle sit en huil en teem oor hulle omstandighede. Val mekaar aan, verwyd mekaar. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy is alleen verantwoordelik vir jou eie lewe en dade. En jy gaan alleen voor God staan. Niemand anders nie. My ma kon dit nie vir my doen, my pa kan dit nie vir my doen nie, my vrou kan dit nie vir my doen nie, ek kan dit nie vir haar doen nie. Jy gaan met jou eie pakkie voor God staan, as jy nie in die wegraping is nie. Die kerk gaan dit nie vir jou doen nie. 'n kerknaam gaan dit nie vir jou doen nie. 'n kerkorganisasie gaan dit nie vir jou doen nie. Jesus het dit op Golgotha gedoen. Mense, ek wens as jy daar. Die Here is besig om vir die woord te gee. Hoor mooi. Dink vir 'n oomblik. Paulus, Petrus, Silas, al die ouens, hulle sit vasgevang in die gevangenis. Om hulle word hulle broers se koppe afgekap. Jakobus se kop word afgekap. Johannes se kop is afgekap. Gereed, hulle gaan sterwe. En wie sing hulle in die gevangenis? Wat is die liedjie wat jy nou gesing het? Lift up your praise the Lord. En hulle begin sing, praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. All God's people, praise the Lord. Stop. As jy dat gehoor? Let all God's people pray. Hulle sing vir hulle self. Hulle sing vir die ander gevangenisse. En die Bybel sê hulle dit gehoor. En daar kom wat? Het jy gesien hoe lyk dit wanneer God 'n aardbewing in jou omstandighede instuur? Hy is gereed om 'n tsunami te stuur. Maar hy gaan dit nie doen as jy daar sit daai boeie met grille en nikke en giere en jy verwyk almal behalwe jouself nie. En die ouens om 'n kind van die Here te wees. Jou laste wat jy ons dra en staan hier so
Ek sien hier ouens dat stoele vas en hulle is bang die stoele val om en dit is so moeilik om die Here te dien, hè? Maar die prys van Lord hom daar, maar dit is so moeilik om die Here te dien. Kies uitnodiging. Jy weet, in die begin is dit moeilik, daai 5 uur opstaan om te bid. Maar Here, ek net gaan nog so 'n bietjie lê. En as jy weer jou oop maak, is dit 6 uur, dalk 7 uur. Maar as jy net daai een oggend opstaan, ons het dit begin doen. En dinge het begin verander. En in my eie geestelike lewe kan ek sê, daar was 'n tyd wat ek begin twyfel het, waar ons ook die mense aan die dood afgestaan het, wat ons hele wêreld was. En ek het nie geweet hoe ek gaan aangaan, ek het nie geweet hoe ek weer op die kansel kan staan en bedien nie. En van Augustus was die laaste keer wat ek bedien het, en ek het net vir die Here gesê, Here, ek kan nie aangaan nie, ek wil nie aangaan nie, ek wil nie meer nie. Dis soos wat ons gisterand gepraat het, ek wil nie meer nie, maar hier is ons maar weer. Want dit is 'n roeping. En vanoggend wil ek vir jou sê om daai te vat en dit joune te maak hierdie woord. Wie was nie toe hierdie woord bedien was? Vanoggend steek God die tou na jou uit. Gaan jy hom vat? Gaan jy kom beweeg? En jy die eerste persoon wees wat uitstap? Ek glo in manifestasie. En ek glo wanneer jy beweeg, gaan God beweeg. As jy die eerste een is wat uitkom en dan hierdie tou kom raak en sê, God, Here, ek gaan vandag beweeg. Begin nie by my Here, maar ek vat die eerste tree. Dan nooi ek jou om vorentoe te kom. En ek wil sommer jy met die tamboerijn vat en dit die einste ding wat jou boei. Jy noem het voor God en jy paas het aan vir die volgende ou en jy begin het voor God uit te roep en te sê, Here, ek sal nie langer 'n slaaf wees van my omstandighede nie. Ek sal nie langer 'n slaaf wees van siekte nie. Ek sal nie langer 'n slaaf wees van labels wat mense op my geplaas het nie. Ek sal nie langer sit in my omstandighede nie. Rabasi karababonturubaye, die Here wil jou genees. Die Here wil jou verlos. In the mighty name of Jesus. Rabasi karababonturubaye. Jesus mighty name. Dankie Here dat die omstandighede verander, Here. In the mighty name of Jesus. Dankie Here. Rabasi karababonturubaye. Ek spreek lewe oor elke omstandighede, Here. Ek bid Here dat die verhaal Here, ek bid dat die Here die begeerte van die Heilige Gees Here sal gee vir mense wat het soek. Terwyl Here op my naam die naam van Jesus Christus. Dankie vir die geneese Here in Jesus se naam. Heal, Lord, in the mighty name of Jesus.
Christine, kom eens. Christine bedien. Terwijl ek jou bedien, en ek jou onder die bloed van die Here pleit, dat die Here my gewys, as die saad sê, ek werk met jou toon. Ek weet nie wat moet gebeur, maar ek wil jou vandag onder die bloed van die Here pleit, dat die Here jou beskerm in die tydperk bedien aan. Stephanie, kom staan hier so. Kijk, kom staan hier voor my, kyk vir my. Die Here het jou hart raak gesien. Dis tyd om uit almal se skade wees te klim en Stephanie te wees by die Here, want die Here wil jou gebruik. Glo my, hy is besig met jou en hy wil jou gebruik. Moenie jou oor aan die knie nie. Moenie in die storms om jou kyk nie. Hou jou oop Jesus en loop op die water. En sê dit in Jesus naam. Amen. Here and all the joy that fills my soul. Something happened and now I know that's vamos sing it weer. Only touch me, oh, he touch me, and all the joy that floods my soul. Oh, something wonderful happened, and now I know he touched me and made me whole. Oh, he touched me, oh, he touched me. Voordat ons miskien gaan luister. Hoekom moet ons eers bloed sien vloei voordat ons gaan luister? Jy is vanmôre regstreeks in die teenwoordigheid van 'n heilige God wat lewe. Wil jy vanmôre waarsku? Jy's by 'n bediening waar die woord van die waarheid reguit gesny word en dan nie doekies omgedraai word nie, want jou siel is belangriker as enige aardse besitting. God gee mense vanmôre nog een kans om op te staan en te sê, Here, help my. Ek jou die vraag vra, elkeen van ons is net een tree van die ewigheid weg. As jy vandag jou asem moet uitblaas, is jy seker, jy gaan hemel maak
Want jy wil nie in die hel wees vir ewig en ewig en ewig. Breek met trots. Breek met hoogmoed. Breek met selfsug. Vat verantwoordelikheid vanmôre vir jou dade. Staan op en sê, Here, help my, ek is verlore. Staan op en sê, Here, help my, ek het krankheid in my liggaam, ek wil U met my genees. God gee ons nog hierdie kans vanmôre. Net al wat jy is, elkeen van ons wil jy net jou hand opsteek en net vanmôre vir die Here sê, dankie, hoe lief jy hom het. Wil jy net vir die Here dankie sê. Wil jy net vanmôre vir die Here sê, Here, ek kan niks sonder U doen. Ek is so afhanklik van U, Here. My asem hoor dan U, ek leer dit net by jou asem te haal. My God. He shall have purpose. Het jy vir ons 'n lekker afsluitingskoor? Lekker vinnig. Doep, doep. Okay. Doep, doep. Kom ons sing het lekker saam. As jy jou oppergawe het op God se werk, of gooi dit in die kas sien, die Here sê, kom ons sing dit lekker saam. Alles wonderbare kracht, en die Uiterlijk van die naam, halleluja, daar is kracht, wonderbare kracht, en die Uiterlijk van die naam. Daar's geneesing, wonderbaar geneesing. Geneesing, wonderbaar geneesing in die dierbare bloed. Here sê die naam. Oh, Here sê die naam. Here sê die
Lord, julle kan beter doen as dit gaan. Ons wil hier op net gekaan en klap vanmorgen weer krijg. Wat is die, ja, kom ons sit net so vir 'n oomblik. Wil jy nog een keer? Daar is vir ons eetgoedjies voorberei. Ek sê vir almal baie dankie. Voorberei het. Om net vir myself dankie sê vir die platter wat ek self gedoen het laat gisterand. En my vrou voorberei. Ek het hier die regte kaas gehad, so my kaas lyk het op uit mekaar, hy breek en wild en woes. Maar my hande was om skoon, ek beloof julle dit. So, maar daar is goedjies voorberei. En net voordat ons by dit kom, moenie Sondag mis nie. Moenie die Sondag daarop mis nie. En dan wil ek julle uitnooi. As daar ooit 'n diens is in jou lewe wat jy nie moet mis nie, dan is dit Oujaarsdag. En ek beloof jou, God het met ons 'n bonatuurlike afspraak Oujaarsdag in hierdie gebou. So kom ons bid vir hierdie dienste wat voor lê.